En ouer gewoond is dit 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af. En Shabbat Shalom van my af. En ons het soveel gesprekke gehad vir die tyd en gehoor hoe dit gaan by elkeen daar in hulle omgewing en die reën wat so uitgesak het en verwoesting wat op sekere plekke plaasgevind het. En weet jy wat ons die blessing so gedoen het en ons by daai een gedeelte byvoorbeeld gekom het waar ons praat oor die ouderlinge. Toe onmiddellik, toe het ek, julle sal nou onthou die wat geluister het, ons het 'n blessing gedoen oor Dou en sy vroutjie wat 62 jaar getroud is vandag. En ek weet weer eens die Amida het net vir my lewendig geraak met dit. En dan kom jy by die gedeelte wat jy vra, mag die reën wees soos Dou en dis meer, jy weet dat dit Vader het vir ons die voorsiening gee wat die reën aan betref en dat hy die aarde vir ons nat maak. Dis eintlik net amazing om te dink presies hoe hy hierdie hele skepping van hom in stand hou, né? Is dit nie? Maar nou ja, ons het heel wat om oor te praat vandag. En vandag, waarvan praat ons? Ons praat oor die Shemitah jaar, ons praat oor die jubeljaar en ons praat oor die vloek van die wet. Maar voordat ons by dit gaan uitkom, kom ons kyk net eers wat is die psalm wat saam met hierdie skrifgedeelte, saam met hierdie parasha's gaan. Dis mos twee van hulle, né? Eintlik is dit Parshiot. En dis Tehillim 112 en 105 en ek dink ons gaan net kyk na Tehillim 105 se eerste 5 verse, as ek reg onthou. Korrek, ja. En ons gaan luister daarna. I'll give thanks to the Lord, lift his name. Make known his deeds, his great works we proclaim. Sing to him psalms, let his praise never cease. Tell of his wonders, his mercy and peace. Glory to God, all you saints, lift your voice. Let those who seek him in hope now rejoice. Seek now his strength, seek his face evermore. Remember his wonders, his love we adore. He is faithful, his promise is sure. His righteous judgments forever endure. Nations will bow at the sound of his name, lifting their voices, his glory proclaim. Glory to God, all you saints, lift your voice. Let those who seek him in hope now rejoice. Seek now his strength, seek his face evermore. Remember his wonders, his love we adore. Praise him, all nations, his goodness we call. Trust in his mercy, his love over all. Let every heart in his presence be found, singing his praises, his grace will abound.
Seek him in hope now, rejoice. Seek now his strength, seek his face evermore. Remember his wonders, his love we adore. Ons is heel wat om oor te praat. As jy wil sê, jy praat oor Shemitah-jaar, as jy wil sê, jy praat oor Jubeljaar, en jy wil praat oor die vloek van die wet, dit ons baie om na te kyk. Kom ons kyk hoe lyk die leesgedeeltes. Eerst die betekenis van Behar Bechukotai, is Parshiot, is 2 parashas. Behar beteken op die berg, né, op die berg, en dan Bechukotai is in my wette, in my statute, in my verordeninge. Goed, ons leesgedeelte is die volgende. Uit die Torah uit Vayikra of Levitikus 25 vers 1 tot hoofstuk 27 vers 34. Het was eintlik nie 'n lang gedeelte nie, né? En dan die Haftara uit Jeremia of Jeremia 16 vers 19 tot hoofstuk 17 vers 14. En dan uit die Brit Hadashah vir hernieude verbond is Matteus 16 vers 20 tot 28 en dan ook hoofstuk 18 vers 21 tot 35 en dan Lukas 4 vers 16 tot 21 en dan Johanan of Johannes 15 vers 1 tot 8. Jy sien, die skrif doen altyd die werk. Nee, en dit is hoekom ons nou vooraf doen ons die seëning wat saam met dit gaan en ons doen 'n leesgedeelte. So ek het nou in die verlede het ons altyd vir julle die hele parasha het ons net so opsomming gegee. Maar eintlik kry jy dit deur die hele week. So ek dink nie en terwille van tyd gaan ek net vandag net so soort van skiep deur, jy gaan weet, dis 'n algemene oorsig, dis 'n dubbelleesgedeelte, ons praat oor die Shabbat en die Jubeljaar, ons praat oor die Mitzvot, daar's die een ding wat gaan uitkom, wat jy gaan agterkom, is ons gaan baie praat oor die Togaga, nee, jy praat oor die loskoping van die land, jy praat oor aan wie behoort hierdie land, ag, daar's soveel, jy kan sien soos wat ons so deurblaai deur al hierdie alias, dan weet jy, hier is 'n hele klompie goed, en dan sluit hy af met 'n 10de en 'n tweede 10de gedeelte, maar dis nie waaroor ons praat nie, waarna gaan ons vandag kyk? Kom ons kyk, in 'n neutedop praat ons vandag, dis 'n Sabbatjaar, tot 'n Jubeljaar waarvan ons praat, jy praat oor verbondseën, tot en met die lewende Torah deur die Ruach HaKodesh. Ek wil hê jy moet op daai punt baie mooi luister vandag. Hierdie reis deur Vayikra 25, nee, Vayikra is nou die boek van Levitikus, hoofstuk 25 tot 27, daar moet 'n vervulling deur die Messias kom. Jy het nou gesien, hierdie alias gee vir jou alreeds die neutedop gedeelte, gaan net nou vir jou die bottom line gee, dat jy kan sien waarna toe ons mik vandag. Maar daar is 'n rede hoekom jy vandag hierdie 2 parshiot moet bestudeer, sodat jy kan sien wat dit vir jou as 'n gelowige in Yeshua HaMashiach inhou. En jy moet spesifiek ook kan sien, wat is die vloek van die wet, wat mense so verkeerd aangehaal word. So kom ons begin met 'n skrif of 2, en dan, soos ek sê, kyk ons na, wat is die slotsom, wat is dit wat ons vandag wil bereik, en nou begin ek met die volgende skrif. Ons gaan nie net 1 of 2 nie, ons gaan 'n hele paar skrifte doen. Lukas 4 vers 18. Die gees van Jahweh is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan die armes te bring. Hy het my gestuur om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van Jahweh aan te kondig. En dit is Yeshua wat hier praat, né? Dis Yeshua wat hier praat. Nou, ons gaan net nou 'n bietjie meer hier uitbrei op presies hierdie ding wat hy hier sê. So 'n paar goed wat ek net wou uitgelig het, is dat dit is die gees van Jahweh wat op hom is. En as jy sien in vers 19, om die aangename jaar van Jahweh aan te kondig, dis die Jubeljaar. Dis die Jubeljaar wat hy aankondig. En nou moet ek en jy, alles wat ons hier vandaan af sê, moet ons gaan mee daaraan, maar het hy hierdie Jubeljaar, het hy dit vervul? Met ander woorde, het hy dit uitgeleef? Ervaar ek en jy dit vandag?
Jy weet, en 'n mens kan baie maklik sê, jy weet, soos wat ons vriende in Jehuda sal sê, dat nee, as hy werklik waar die Messias was, hoekom het ons nie verlos geraak van die vloek van die wet, wat jy kry in Devarim 26 nie. Hoe het hy ons dan nou in 'n jubeljaar ingebring? Hulle kan dit nie insien nie. Goed, maar dan moet ek en jy ook daarna kyk. Kan ons dit verwoord? Kan ons dit regverdig? Maar kom ons vat dit so 'n bietjie verder. Ek wil net hê jy moet die rol van Ruach HaKodesh in hierdie hele parasha moet jy ook verstaan. Bemidbaar 11 vers 17. Dan sal ek neerdal en daar met jou praat, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. Daarna het Jahua neergedaal in die wolk en met hom gepraat, en hy het van die gees wat op hom was, afgesonder en op die 70 oudstes gelê. En terwyl die gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. Maar 2 manne het in die kamp agtergebly. Nou, ons weet nou ondertussen, dit is nou Eldad en Medad en hulle het geprofeteer en Josua kom en hy sê vir Moshe, ons moet hulle stop, maar dan sê Moshe vir hom daar in vers 29, Maar Moshe sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van Jahua maar profete was, dat Jahua sy gees oor hulle mag gee. in ander woorde, dis die asem, die Ruach van Jahua wat op hulle rus. So, ons moet net daai terminologie begin regkry. Maar hierso is dit presies wat Yeshua aanhaal. Jesaja 61 vers 1. Dis nou Jesaja. Die gees van die meester Jahua is op my, omdat Jahua my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van Jahua en 'n dag van die wraak van ons Elohim, om al die treurendes te troos. En as jy nou wake-up was, dan sê jy nou die volgende gesien het. En dit is, hy sê, om uit te roep, dis nou Yeshua, daar in Lukas 4, wanneer hy sê, om uit te roep die jaar van 'n welbehae van Jahua. Maar daai gedeelte los hy uit. En 'n dag van die wraak van ons Elohim, daai gedeelte los hy uit. Goed, so, Nou gaan hy aan, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van Jahua om sy grootheid te wees seker. ja. So, ek het hom so op daar stop. Nou wil ek net vir jou gou vat na Maasai of Handelinge 10 vers 36 toe, en ek wil vir jou sommer dadelik sê, Shimon was die een wat aan die woord is, dis nou Petrus. Kyk hoe sien hy Jahua, kyk hoe sien hy Yeshua, kyk hoe sien hy die Ruach HaKodesh. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel. Dit is nou Jahua. Toe hy die goeie nuus van vrede verkondig het, deur Yeshua die Messias. Hy is die meester van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Jehuda gebeur het en van Galil af begin het, na die doop wat Johanan gepreek het, met betrekking tot Yeshua van Nasaret, hoe Elohim hom gesalf het, met die afgesonderde gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat Elohim met hom was. Okay, so hy sê, hoe Elohim, dis Jahua, Yeshua gesalf het, met die afgesonderde gees en met krag. Johanan 4:23. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Elohim is gees, en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom,
Dis nou die vrou wat vir Yeshua sê, ek weet dat die Messias kom, hy wat die gesalfde genoem word. So hier is nou 'n hele klompie goed wat ons nou vir julle uitgelig het, maar voordat ons dit gaan doen, ons moet net een ding verstaan. Die doel van hierdie studie is om uit die teks van die skrif te verstaan hoe ons nader moet kom, nie presies soos wat die skrywers dit bedoel het. Ons weet ook dat hierdie aanvanklike kommunikasie is deur menslike skrywers in Hebreëus gedoen en dis vol idiome en dis vol beeldspraak en dis vir ons gegee. Die hele idee is om ons nader te bring aan daai oorspronklike betekenis wat Jehovah, bedoel het met 'n goddelike openbaring. Soos ek en jy nou op 'n Shabbat as gelowiges by mekaar kom om die Torah te bestudeer, dan gehoorsaam ons doeteenvoudig 'n gebod van Jehovah. Hierdie praktyk is nie 'n tradisie nie. En ek doen dit en ek sê dit met opset omdat sommige mense kan sekere van hierdie goed nie insien nie. Jy sal sien, hulle doen hierdie in die sinagoge. En as jy byvoorbeeld vir vandag se gelowiges sê, dit is in 'n sinagoge, dan kry jy die verstarde uitdrukking van hoe die sinagoge is nie vir hulle nie, hulle wil 'n kerk hê. Maar daar staan nêrens enigiets oor 'n kerk nie. Die kerk het nie in Handelinge 2 begin nie. Kom ek sê, as jy vir my regtig wil sê die kerk, dan moet jy sê Kahal, die vergadering van gelowiges, dan het dit alreeds by Sinai begin. Goed, so kyk of ek skrif het daarvoor vir wat ek nou sê. Maar hy sê, dis nou Handelinge 15 vers 21, want van die ou tyd af het Moshe in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Shabbat in die sinagoges gelees word. Kan jy sien, dis die apostoliese instruksie. Jy sal nou sien, daar is 'n bydin gewees wat bestaan uit Petrus, Johannes en Jakobus, en Shaul of Paulus, hy het 'n saak na hierdie bydin toe gebring en hulle het hierdie besluit geneem by hierdie wat hulle nou noem die Jerusalem Raad. Jerusalem Council sal hulle nou in Engels sê. So word hierdie dan nou op die Shabbat gelees. Kom ons kry nog 'n skrifgie. Kom ons kry sommer net 'n tweede getuie. Maar sy 13:15, en na die lesing van die Torah en die profete, het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, praat dan. Wat het hulle gelees, die Torah en die profete? Want dis al wat hulle gehad het, dis al wat opgeteken was. Dis al wat opgeteken was, en dis juist die punt. Maar as jy sien, daar waar ons weggespring het met Yeshua, in Lukas 4 uit, wat het hy gedoen? Daar was 'n lesing uit die Torah gewees, daar was 'n lesing van die profete gewees. Ek probeer dit by jou vestig, dat in die sinagoge, en die sinagoges was deur die fariseërs tot stand gebring, bedryf en dies meer. Yeshua het van sinagoge na sinagoge het hy beweeg. Presies dieselfde ding wat Shaul dan nou ook gedoen het. So kan jy nou sien wat is jou agtergrond vir hierdie hele ding. So ons weet nou uit die boek van Handelinge of Masai dat hierdie het dan ook Paulus en Barnabas dan nou ingesluit. En ek probeer net om vir jou te sê dat die Bybelse geloof en die studie van die Torah is nou verbind en is met mekaar gekoppel. Jy kan nie sê dat jy glo as jy nie die skrifte ken nie. Hulle moes die skrifte ken, hulle moes die Torah ken, hulle moes die profete ken. En dit is, as jy nou mooi gaan kyk, die Ruach HaKodesh wat ons lei om die skrifte te bestudeer. Kom ons kyk wat het die Messias gesê. Sterklike mindset uit te kom, né? Heeltemal so. Met ander woorde, ons het nodig om na die Tanakh in sy geheel te kyk. Die Tanakh is die Torah, die Nevi'im en die Ketuvim, dis die profete en die geskrifte, met ander woorde wat saam met die Torah, alles dan, deesdae noem hulle die Ou Testament, daar's niks oud aan dit nie. Dis ook nie 'n ou verbond nie, want daar's nie 'n ding soos 'n ou verbond nie. Alle verbonde bou die een bo op die ander ene en verduidelik en expand, brei net eintlik uit. So daar is nie 'n ding soos 'n ou verbond en 'n nuwe verbond nie. Jy moet net gaan kyk wat het die vertalers gemaak om vir jou daai onderskeid te gee, en dan moet jy jouself afvra, maar hoekom doen hulle dit? Want ek wil vir jou wys dat dit wat Yeshua gesê het, toe hy gesê het om die aangename jaar uit te verkondig, het hy doeteenvoudig teruggegaan na hierdie week se parasha toe. Om dit vir ons te verduidelik. So kom ons kyk wat het hy hier gesê.
Johanaan 5:39. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is dit wat van my getuig. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Eer neem ek van die mense nie aan nie, maar ek ken julle dat julle die liefde van Elohim in julle nie het nie. Harde woorde, né? Harde Ja. woorde daai. Yeshua wat praat. So, kom ons kry dit net reg. Ons is besig met die studie van die boek Vayikra. Ons gaan nou afhandel. Hy het hierdie twee parashas, Behar en Begutkutai, wat ons gesien het uit die hele boek uit. Ons het bestudeer die verskillende soorte offers. Ons het gekyk hoe dit uitgevoer is. Ons het gekyk na die priesters, hulle verantwoordelikheid, wat ook al hulle vereistes was. En daarna het ons gekyk na die wette oor tahor, dit wat rein is en dit wat tamei onrein is. Ons het gekyk na wat is afgesonder, en ek verkies die woord afgesonder is 'n beter woord as om te sê heilig. As jy sê afgesonder of onafgesonder, beteken dan jy het dit inhoudloos gemaak. Nee, jy het regtig dit ontheilig. Daarna het ons gekyk na die afgesonderdheid wat jy gekry het binne en buite die tabernakel, die Mishkan. Ons het gekyk na ons afgesonderdheid wat Vader van ons verwag in ons huise. Ons het gesien dat ons met Jahua verbind is. Ons het ook gesien dat ons self Jahua se beeld op aarde is en dat mense ons moet kan onderskei. Ons het gekyk na die priesterlike funksie om mense nader aan sy afgesonderdheid te bring. Nou ek wil vir dit sê, weet, sommige mense glo dat die Levitiese priesterskap het geëindig en alles het verander en is nie meer relevant nie. Ek sê nou vir jou, as dit jou standpunt is, dis 'n fout, né? Weer eens, as jy gaan kyk na die hele konsep van die jubeljaar, die Messias het gekom en hy kom weer. So ek wil vir jou sê dat Jahua se oorspronklike projek het nie verander nie. Wat is sy projek? Julle sal 'n koninklike of 'n koninkryk van priesters wees. Dis die Levitiese stelsel in werking. En dan het ons natuurlik ook in daai hele boek het ons gekyk na die Moedim, die vasgestelde tye wat ons ontmoetingstye is wat Jahua met ons bepaal het, vasgestel het. En weet jy, daai Moedim het eintlik al reeds hier so by Bereshit 1 begin. Hy het eers die offers wat daaraan gekoppel word, het hy later toegewys. Die een is nie afhanklik van die ander ene nie, as jy dit verstaan wat ek bedoel. Goed. Nou, daar's twee hooftemas in hierdie parshiot. Heel eerste, die grond behoort aan Jahua. En die tweede ene is, die kinders van Israel is dienaars van Jahua. Staan baie duidelik daar. So hierdie parasha Behar Begutkutai leer ons dat ware vryheid kom deur onderwerping aan Jahua se goddelike orde. Kyk, wat is jou essensiële onderrig wat hy vir jou daar uit gaan haal, né? Ware vryheid kom deur onderwerping aan Jahua se goddelike orde, nie rebellie daarteen nie. Die Shemitah, dis die Sabbatsjaar, en die Juwel, dis die Jubileejaar, vestig Jahua se soewereine eienaarskap van alle grond en hulpbronne. Elke 7 jaar rus die grond. Elke 50 jaar word alle skulde kwytgeskeld en die slawe word vrygelaat. Jy gaan sien, seën en vloek is onskeibaar van verbondsgehoorsaamheid. As jy die mitzvot nakom, dan ontvang jy 'n oorvloed. Verwerp jy die mitzvot, dan staar jy ballingskap en vernietiging in die gesig. Jy sien, die hele idee is hier is dat die stywe nek rebellie teen Jahua se gebooie. Jy sien nou daar gaan kyk na vers 27 tot 28. Dis 'n geestelike siekte wat ons van sy teenwoordigheid en sy voorsiening skei. So om stywe nek, hardnekkig te wees, in rebellie te wees, baat my en jou glad nie. Maar die kernbeginsel vir my is dit. Die Ruach HaKodesh woon in die wat die verbond hou. Ek gaan dit nou vir jou die skrif hier uithaal. Hier, dat jy kan sien, dat jy kan nie wil sê, wel, dis Jahua wat tussen hulle woon, maar die Ruach HaKodesh is iemand anders wat later by hulle kom woon. Jy gaan, ek wil jy moet verstaan, hy kom woon in die wat die verbond hou. En dit stel ons in staat om in sy oorvloed te wandel, eerder as om in skaarsheid te wandel.
Die punt is, jy sal sien, dat Jahwe vat hulle in die beloofde land en daar bou hy 'n ekonomie. En in daai ekonomie wil hy 'n vertroue hê. 'n Vertroue in voorsiening, nie in skaarsheid nie. Jy sien in hierdie parasha, gee hy Israel 'n volledige bloudruk. Elke 7de jaar rus die land. Elke 50ste jaar word die skuld gekanselleer. Elke familie kry hulle grond terug. So met ander woorde, gehoorsaam en die land produseer meer as wat jy nodig het. As jy ongehoorsaam is, dan spoeg die land jou uit. Die Engels sê it vomits you out. Dieselfde land wat gerus het, terwyl jy geweier het om die land te laat rus, sal rus terwyl jy in ballingskap sit. Jy sien, hier is nie 'n metafoor nie, dit het gebeur, dit gebeur. Die vraag wat ek hierdie Shabbat vra, is of ek en jy hom genoeg sal vertrou om anders te leef as die wêreld rondom ons, want dis wat hy doen met die Shemitah, dis wat hy doen met die jubileejaar, is hy wil hê, jy moet anders leef as die wêreld rondom jou. Een storieetjie waarop ek afgekom het om vir jou 'n hele idee te gee van Behar Bechukotai, wat vir jou gaan dui op radikale vertroue en verbondsvernuwing, is sekere beginsels. Kom ons kyk, is 'n eenvoudige ou storieetjie. Maar ek en jy weet altyd van die groot depressie van die 30er jare in die 1900s, nee. Nou, ek wil jou vertel van 'n man met die naam van, kom ons sê, sy naam is Johan. Johan het toch uitgeboer. En die foreclosures, die bank het begin om grond terug te neem ter pas. Mense kon nie hulle verpligtinge teenoor die bank nakom nie. Hy was okay, maar die helfte van die distrik se landelike areas basies vernietig deur hierdie depressie, deur mense wat die grond moet verlaat en die banke wat die grond nou terugneem. Die banke daai lenings net weer dit eenvoudig opgeëis, wat sê net maar 3 of 4 geslagte in die families was. Hierdie Johan het 'n buurman gehad met die naam van Frank, en Frank het een oggend na hom gekom en gesê, ek skuld die bank 4 maande se betalings, ek het niks. Hulle gaan my plaas Vrydag, gaan hulle dit terugneem. Die volgende oggend het die einste Johan gegaan na die bank toe. Hy het onttrek wat hy gehad het en het Frank se skuld betaal. Toe Frank vra wat die terugbetalingsvoorwaardes was, het Johan gesê, daar is nie. Dit was nooit myne om uit te leen nie. Ek het hierdie geld net in bewaring gehou. Maar ek klink vir jou nou 'n radikale storie, nee, maar hierdie is nou presies Vader Jahwe se basislyn. Dis waaroor Behar gaan. Is ons hou die grond en daardie dinge net in bewaring. Ons is net rentmeesters, die grond behoort aan hom. Kom ons lees 'n bietjie van daai skrifte oor die radikale vertroue en die verbondsvernuwing. Sien my so vers 1 tot 7. Verder het Jahwe met Moshe gepraat by die berg Sinaï en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land inkom wat ek julle gee, moet die land 'n Shabbat hou vir Jahwe. 6 jaar lank mag jy jou land saai en 6 jaar lank jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees, 'n Shabbat vir Jahwe. Jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Wat van jou oes opkom, moet jy nie afoes nie, en die druiwe van jou ongesnoeide wingerdstok nie afsny nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees, en die opbrengs van die Shabbat van die land sal julle voedsel wees, vir jou, en jou slaaf, en jou slavin, en jou dagloner, en jou bywoner wat by jou vertoef, en vir jou vee en die wild wat in jou land is, sal die hele opbrengs daarvan wees om te eet. Voor jy daar gaan, jy sien, hy sê dit moet 'n jaar van rus vir die land wees. 'n Hele jaar vir die hele land. Vir almal in die land. Ek sê weer vir jou, hierdie gebruik van sommige boere om hulle grond in 7 dele op te deel en elke jaar 'n 7de te laat rus, dit is nie in ooreenstemming met hierdie opdrag nie. Want jy sal sien, hierdie gaan daaroor dat vir die ryke en die arme is dit 'n jaar van rus vir die land, en as jy nie dit het nie, is daar
is daar gevolge. Daar's daar baie definitiewe gevolge en ek en jy moet kennis neem daarvan. Jy sien, hy sê 6 jaar lank moet jy jou land saai, 6 jaar lank moet jy die wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar jy sal sien dat hierdie Shemitah jaar is nie hoofsaaklik 'n landbouwet nie. Dis 'n geestelike verklaring wat Jahweh maak dat hy die eienaar van alles is en jy verklaar saam met hom, jy stem met hom saam. Die plaasboer moet beheer laat gaan. Geen saai, geen maai, geen oes in jaar 7 nie. Nee, die land self produseer vrylik, wat ook al groei, behoort aan almal. Vreemdelinge, knegte, diere aan almal. Kan jy sien, Vader is besig om met 'n beheergees hierso te deel, nee. Dus, ek sit so en ek dink by myself, ek wil so graag net gaan saai, ek wil so graag net gaan Wil nog net in beheer wees. Ek wil net in beheer wees, ek moet die grond manipuleer, ek wil 'n groter oes hê, ek wil kan jy sien, Vader deel met 'n beheergees. Los die grond die 7de jaar. Hy leer vir jou, dis wat Vader hier doen. Hy leer vir jou radikale emunah. Wat is emunah? Geloof. Jy weet jy het 2 dinge nodig. Emunah, bitagon. Geloof en geloofsvertroue. Kan jy sonder jou eie arbeid oorleef? Dis wat Vader jou mee challenge in hierdie gedeelte. Stop nou net vir daai oomblik daar en vra vir jou, wat is my antwoord? Kan ek sonder my eie arbeid leef? Kan jy imagine, ek's 'n professionele man. 6 jaar lank werk ek. En die 7de jaar moet ek nou maar net vertrou. Wat ewer opkom, ek gaan kan leef in daai 7de jaar. Kan jy vir jouself indink? Maar dis radikale emunah, vertroue wat Vader van ons vra. Jy sal sien, jy kan sonder jou eie arbeid oorleef, net as jy voldoende vertrou op Vader se voorsiening. So daar's 'n paar dinge wat jy in jou gedagtes moet vasmaak. Die bevel word by Sinaï gegee op die berg. Behar op die berg. Dis nie 'n priesterlike reël hierdie vir net binne die tabernakel nie. Dis 'n bevel vir wanneer hulle by die huis kom, met ander woorde wanneer hulle in Israel is. Die tweede een is, jy sal sien, die land, die grond, hou 'n Shabbat aan Jahweh. Nie aan Israel nie, aan Jahweh. Die land self rus voor Jahweh. Dis daai selfde woord wat vir die 7de dag Shabbat gebruik word, dit word hier gebruik. Jy sien, Jahweh se ritme. Onthou nie, hy het ons hierdie ritme met hierdie feeste, sy ritme sluit ook sy grond en hy sê, nee, hou my Shabbat, hou ook die Shabbat van my grond. Die grond sal Shabbat hou en jy mens sal toesien dat die grond, die Shabbat wat Jahweh beveel het, dat hy dit hou. Want vanself, tydens die Shemitah, uit die grond, enigiets wat vanself tydens daai periode uit die grond uitgroei, dit hoort aan almal. Daar's nie heininge nie, daar's nie pryse nie. Enige iemand, insluitende jou werkers, die vreemdeling, die diere, hulle kan kom en van die grond kom eet. Kan jy sien dat Jahweh se kalender vereis dat jou hand oop sal wees? So vra jouself af, wat sal dit aan 'n gemeenskap doen as jy elke 7 jaar vir 'n hele jaar lank hierdie ekonomiese ontwrigting het? Dis wat Vader doen. Hy vra 'n ekonomiese ontwrigting, laat toe dat ek dit doen. Daar's 'n rede. Jy sien, die Shemitah hervorm geheel en al hoe hierdie Hebreëse gemeenskap funksioneer. Jy kan nie opgaar nie, jy kan nie verkoop nie, jy kan nie die produkte vir jouself hou nie, alle skulde is kwytgeskeld, jou slawe is laat gaan, jy self is uit slawerny uit. Kan jy sien wat doen dit? Dat forceer absolute afhanklikheid aan Jahweh en absolute vrygewigheid teenoor jou buurman. Albei gelyktydig afhanklikheid en vrygewigheid. Dit is Vader se blydruk, dis wat Yeshua sê, wat hy kom om hierdie jaar aan te kondig. Dit verklaar hy met die gees wat op hom is. Goed, so wat is die geestelike betekenis hiervan? Die Shemitah, daai 7de jaar, koppel Israel weer aan hulle verlossing uit Mitzrayim uit. Net soos Jahweh gerus het op die 7de dag, so sal die land ook rus. Dis 'n kosmiese Shabbat, dis 'n ritme vasgelê in die skepping self. Jy kan sien, hy het al reeds in Shemot 23:10 het hy hierdie ding bepaal. En 6 jaar lank moet jy jou land besaai
en die opbrengs daarvan insamel, maar in die 7de moet jy dit ongebruik en braak laat lê, dat die arme mense van jou volk kan eet, en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbone. Kan jy sien die Shemitah forceer Israel om te onthou dat hulle verlossing is 'n gawe uit die hand van Jahweh uit. Dit is nie 'n permanente besitting vir hulle nie. Jy sal sien dat die gemeenskapshierargie is hier op 'n gelyke vlak. Die ryke kan nie die arme uitbuit nie. Jy gaan sien elke nuwe generasie het 'n vars en 'n nuwe begin. Dis nie kommunisme wat jy hiervan praat nie. Dis 'n verbondsgebaseerde rentmeesterskap wat Vader hier van ons vereis. Jahweh is die grondeienaar, ons is die tydelike grondopsigters. Hoor wat sê hy in Jesaja 5 vers 8. Hy sê, wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is. So hy is baie ernstig omtrent hierdie, en hy praat met hulle deur die profete hieroor. So jy gaan sien, hierdie Shemitah jaar baken siklusse van verbondsvernuwing af. Daar's 'n kollektiewe staking van alle arbeid, en 'n kollektiewe ontvangs van die oorvloed van Jahweh. En dit bou by my en jou die afwagting op vir die volgende 50 jaar siklus, die Jowel. So kom ons praat 'n bietjie oor die Jowel. Die finale algehele verlossing en herstel, die Jowel. En julle moet die 50ste jaar afsonder en 'n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. 'n Jubeljaar moet dit die 50ste jaar vir julle wees. Julle mag nie saai nie, ook nie afoes wat dan opkom, of die druiwe van die onbesnoeide wingerdstok dan afsny nie, want dit is 'n jubeljaar. Dit moet vir julle afgesonder wees. Van die land af moet julle die opbrengs daarvan eet. In hierdie jubeljaar moet julle elkeen na sy besitting teruggaan. Daarom, as jy iets aan jou naaste verkoop of aan jou naaste koop, van jou naaste koop, moet julle mekaar nie verdruk nie. Ooreenkomstig die getal jare na die jubeljaar, moet jy van jou naaste koop. Ooreenkomstig die getal jare dat daar 'n oes is, moet hy dit aan jou verkoop. Ooreenkomstig die groter aantal jare moet jy die koopprys daarvan vermeerder, en ooreenkomstig die kleiner aantal jare moet jy die koopprys daarvan verminder, want hy verkoop aan jou die aantal oeste. Dit bring nogal 'n bietjie 'n ander perspektief, né? 7 keer 7 jaar plus 1. 49ste jaar se Shemitah op die versoeningsdag op Yom Kippur, wil jy nou net terugvat na waar ons begin het in Lukas 4. Baie duidelik, as jy gaan kyk na daai gedeelte, word dit hier by Yom Kippur gelees. Nee, so weer eens, op die versoeningsdag, Yom Kippur, van daai 50ste jaar, dan blaas die shofar. Ook weer eens daar in die Amida wat ons gelees het, blaas op die groot shofar, né? Ons vra dan daarvoor. Hy sê, dan blaas jy op die shofar en alles keer terug na die begin. Jy begin 'n skoon blaadjie. As jy nou wil weet van die economic reset, daar is hy, goddelik bepaal. Mag ek net iets hier byvoeg van, klink dit vir julle nie na bekende taal hierdie nie? Klink dit nie soos omertellingtaal hierdie nie? Heeltemal. En hier word dit gekoppel aan Yom Kippur, vasgestelde tye. Hoekom wil ons die Shavuot koppel aan omertelling wat nie 'n vasgestelde tyd is nie? Hoekom wil ons dit op ons terme soos ons dit verstaan en hoe dit vertaal is? Hoekom wil ons dit daarvolgens en hoekom sal Vader sy patrone, sal hy van afwyk, as hy al die ander volgens kalenderdatums het, maar almal wil redeneer, en ons was ook skuldig daaraan, dat ons nie volgens die volgens tye, vasgestelde tye, 'n kalendertyd, dit doen nie, dit tel nie. So dit is iets om nogal 'n bietjie aan te dink en te gaan ondersoek. Gaan kou aan daai ene, en daai julle is besig om saam met ons te leer, gaan kou oor daai ene. Net terugkom na die punt toe. So wat doen hierdie jubeljaar vir jou? Hy
Jy begin 'n skoon blaadjie. Elke stuk grond wat verkoop is, gaan terug na sy oorspronklike familie. Elke Hebreëse slaaf word vrygelaat en keer terug na sy familie. Alle skuldstrukture wat van grondbesit afhanklik is, word effektief gekanselleer. Jy kan sien hier soos 'n ekonomiese genialiteit in hierdie stelsel, dat dit armoede doelbewus iets tydelik maak. Jy kan jou grond in desperaatheid verkoop, maar jou kleinkinders gaan dit terugkry. Die grond word nooit permanent vervreem van die familie aan wie Jahoua dit gegee het nie. Dis Gee het, is 'n klem op, né? ja, omdat hy dit gegee om te bestuur, om te hanteer, om rentmeester te wees, maar hy sê die land behoort aan my. So dis hoekom hierdie vers 23 die teologiese anker van die hele parasha is. Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Ja, daar het jy dit. Daar het jy dit. Die land behoort aan Jahoua, julle is vreemdelinge en bywoners by hom. So kan jy nou sien wat gebeur alles hierso. Hierdie moet ons kan deurtrek na die Messias toe. Né? Ons het gesien dat Jeremia en Jesaja gebruik albei hierdie Joël-taal en dat dit die uiteindelike herstel van Israel beskryf. Maar as ons kyk na profetiese punt daarvan, wanneer die Messias kom, sal dit 'n permanente Joël wees. Alle bannelinge sal terugkeer, alle skulde sal kwytgeskeld word, alle lyding gaan ophou. So die jubeljaar is Jahoua se visie van Shalom, heelheid, vrede, geregtigheid, herstel. So daar's twee woorde in daai vers wat ek nou net vir jou gegee het, wat alles stop. Daar's vreemdelinge, daar's reisigers. Israel besit nie grond nie, Jahoua besit dit. Israel woon daarop as huurders. En Jahoua het die huurkontrak so gestruktureer dat niemand 'n ander huurder permanent kan ontneem nie. Dit het groot implikasies vir hoe ons eie bates hou. Jou huis, jou spaargeld, jou besigheid, jy is 'n bestuurder, nie 'n eienaar nie. Jahoua is die een wat kan en doen en hy bewerkstellig die herverdeling, die terugkeer. En as jou broer by jou verarm en agterraak, moet jy hom ondersteun, soos 'n vreemdeling en bywoner, dat hy by jou kan lewe. Jy moenie rente of wins van hom neem nie, maar jy moet jou Elohim vrees, dat jou broer by jou kan lewe. Jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy nie teen wins gee nie. Ek is Jahoua, jou Elohim, wat julle uit Mitzraim uitgelei het om julle die land Kenaan te gee, om julle Elohim te wees. Die woord wat hy hierso gebruik vir neshech, vir rente is neshech. Ek dink ons het dit in die Alia besprekings bietjie meer verder gevat, nee. Maar dit is die wortel van die woord wat beteken om te byt. Om rente op 'n lening aan 'n sukkelende broer te gee. Jy weet, in die Hebreëus word beskryf as jy byt hom, jy gee hom 'n slangbyt. Dis letterlik wat jy doen. So kan jy sien, hulle noem dit rooflenings, was nog altyd roofdieragtig. Wel, Jahoua het dit akkuraat benoem. Die hele gemeenskap is verantwoordelik om nie die kwesbares te byt nie. Kan jy sien met wie praat hy daar in vers 35? Die hele gemeenskap het 'n verpligting. Hier is die oortuigingspunt vir my en vir jou. Ons gemeenskap het sekerlik mense wat sukkel om kop bo water te hou. Sommige lewe van paycheck na paycheck, né? Hulle het kredietkaartskuld wat teen enorme rente gehef word. Kan jy sien, hier is nie 'n private instruksie nie. Hy het 'n gemeenskapsontwerp. Ons is verantwoordelik vir die skep van die voorwaardes waar die broers nie na neshech, na slangbyt uitleners hoef te gaan nie. Nou, hierso het ek en jy toe nou met mekaar gepraat vanmôre gesê, maar hoe maak jy nou met iemand wat konstant in daai probleem is? Jy kan nie konstant 'n broer wat verarm en agterraak ondersteun nie. Hoekom kan jy sien dat hy by jou moet kan lewe? Kan jy sien daar vers 35, dat hy by jou kan lewe? Jy moet hom ondersteun, maar jy moet vir hom weer terugbring in die Torah beginsels in, sodat Vader se goedheid en guns en voorsiening en beskerming ook weer oor jou broer kan kom. Kan jy sien, dat is die opvoedingstaak wat jy daar het, wat ek daar het, né?
So om hom geld te leen en 'n rente te vra en hy moet terugbetaal in 'n situasie waar al klaar in 'n moeilike omstandighede is so goed soos om hom 'n slang te gee, 'n nesheg te gee. Ek en jy moet nie neshegs wees nie. Ons moet hom help, ons moet hom ondersteun, maar ek kan ook vir dit sê, daar's een ding wat jy hieruit moet weet. You do not have to sponsor his bad habits. Absoluut. You do not have to do that. Jy moet hom in wysheid leiding kan gee om terug na Torah beginsels te kom. Exactly. Dis die grootste En as geskenk hy wat jy dit hom kan nie gee. vat nie, dan gaan hy moet suffer. Wel, weet jy wat? Die ding is, jy gaan nog steeds probeer om hom te help, nee. Die vraag is net, op watter stadium hou jy op om te probeer om hom uit dit uit te kry? Want waarom dring hy daarop aan om varkpele te eet? Ja. Waarom dring hy aan om anders te wees? Iewerste langs die pad moet hy gaan en sê, weet jy wat, nee, dis die jubeljaar, dis die Shemitah jaar, weet jy wat, ek is nie af nie, ek is afhanklik van jou, hy voorsien in al my behoeftes, hy sy rykdom en heerlikheid deur my eenheid met wat ek het in Yeshua HaMashiach. So iewerste langs die pad moet jy vir jouself die keuse maak om terug te keer na die jubeljaar mentaliteit, want Yahweh is die een wat dit vir jou gegee het. Hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie. Keer terug na my wee toe. Doen teshuva en kom terug na my wee toe. Dis wat jy vir hierdie broer mee gaan help. Lekker in die midrash gaan ons baie meer hieroor gesels, glo ek. Goed. Nou kom ons by Vayikra 26 vers 2. My Shabbate moet julle hou en my afgesonderde plek ontsien. Ek is Yahweh. Goed. So kom ons vat dit nou so klein bietjie verder. Want hy sê dan vers 11 iets bitter belangrik. En ek sal my tentwoning onder julle oprig, en my siel sal julle nie verag nie. En ek sal in julle midde wandel, en vir julle 'n Elohim wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek wil nou net eers hier sê, weet jy, ons het nou nie verlede week Parasha Emor kon doen nie, want ons moes noodwendig maar kanselleer, maar die een vraag wat jy self moes afvra wanneer jy gaan kyk het, hoekom is daar so baie mense wat blind was in die tyd van Yeshua? Hoekom is daar so baie mense wat doof was, doofstom geeste gehad het, mense wat bloedvloeiing gehad het, mense wat krom rug gehad het en verdorde hande gehad het en verlam was en al. Waarom? Want dit klink alles vir my soos vloeke wat oor hulle gekom het. Asof Israel en hulle bevind hulle juis, ons gaan nou kyk na wat sê Vayikra 26, nee, oor die van agteruitgang wat hulle beleef totdat hulle uit die land uitgegooi word. Waarom was Israel onder Romeinse onderdrukking daai tyd? En wel vandag nog. Waarom was hulle onder Romeinse onderdrukking gewees? Was Yahweh nie meer in hulle midde nie? Is dit waarom Yeshua moes kom, sodat hy kan sê, die gees van Yahweh is op my, hy het my gesalf, en hy kom kondig hierdie jubeljaar aan, sodat hulle weer kan terugkom by hierdie plek, waar Yahweh in hulle midde gaan wandel. So die vereiste vir die Ruach, om in hulle midde te wees, sodat die suksese daar kan wees, was al reeds hier in vers 11 van Vayikra 26. Yeshua het gekom, en hy die herstel kom bring. Ons moet dit verstaan. Goed, so as ons dan nou gaan praat oor hierdie seëninge en die vloeke, dan praat ons ook oor die togaga, die teregwysing, die berisping. Vroeger daaroor gepraat 2 weke terug, maar dit speel grootliks uit hier in hierdie gedeelte ook vandag. Vayikra 26 gee ons 2 roetes, en al 2 van hulle het 2 duidelik verskillende uitkomste wat aan hulle verbonde is. Want jy sien, as jy gaan van Vayikra 26 vers 3 tot 13, dan vertel hy vir jou al die wonderlike seëninge wat daaraan is om in die weë van Yahweh te kan wandel. Hulle noem dit die Torat Hashem. Hierdie seëninge, hulle is baie spesifiek, hulle is materieel, dit reën op sy tyd, die oeste is daar is sekuriteit in die land, daar is nie vrees nie, hulle het militêre oorwinnings, maar die oomblik wat jy kom, tussen vers 14 en vers 39, dan kom jy by die vloek van die wet uit, omdat jy die mitzvot, die gebooie van Yahweh verwerp het. Yahweh woon en wandel onder sy volk. Is dit nie die mikpunt nie?
Is dit nie dieselfde rede hoekom ek en jy Ruach HaKodesh moet hê nie? Jy sien, hierdie is een van die moeilikste afdelings in die hele Torah om hardop te lees. Jy sal sien in die tradisionele sinagoges, lees hulle hierdie gedeelte baie vinnig en baie stil. Want jy gaan sien die teregwysings kom in sulke vlae en golwe, met elke teregwysing wat eskaleer na die volgende vlak van 'n vloek, na die volgende een, veral wanneer die berou nie daar is nie. Kom ons kyk daarna. Jou eerste vlaag wat jy gaan kry, so jy sien daar uit vers 16 en 17, wat kry jy? Verskrikking, siekte, mislukte oes, militêre nederlaag. En dan sê vir jou in vers 18, hy sê, en as julle dan nog nie na my luister nie, dan kom die tweede vlaag, vers 18 tot 20. 7 keer meer as jy steeds nie wil luister nie. Droogte, die hemel is soos yster, die aarde is soos koper. Weer vers 21. En as julle self nog steeds teen my verset en nie na my wil luister nie. Dan kom die wilde diere en hulle verslind die kinders en die vee en die paaie raak heeltemal verlate. Kan jy sien? Dis die derde vlaag alreeds. En as jy nog steeds nie wil luister nie, dan kom die vierde vlaag in vers 23 tot 26. Totale verlatenheid, peste, hongersnood, skaarsheid so erg dat 10 vroue in een oond 'n bak. Dan kom die vyfde vlaag. Totale kollaps, ineenstorting. Hulle eet die vlees van hulle seuns en hulle dogters. Die stede word ruïnes, die land word verlate. Nou gaan jy sien, sodra jy daar by vers 37 rondkom, dan sien jy, hierdie ouens gaan nou heeltemal in 'n geestelike ballingskap in. Hy sê daar, die geluid van 'n verwaaide blaar sal die loop jaag, en hulle sal die een oor die ander een struikel, ensovoorts. Hierdie hele patroon eskaleer, want hulle verharde harte vereis daai eskalerende gevolge, net om hulle wakker te skud. Kan jy sien, hier is een van die natuurlike gevolge van hierdie verbondsverbreking. Maar jy sal sien, Vader sal 'n berou-klousule daarin sit, vers 40 tot 45, bied vir jou 'n oplossing. As hulle onreg en die onreg van hulle vaders bely, dan sal ek my verbond onthou. Vroeger het ek daarvan gepraat, jy weet in die boek van Daniël. Daniël het gesê, ons en ons vaders het teen u gesondig. En ook in Nehemia word dit ook gesê, daar doen hulle ook daai belydenis. Ons en ons vaders het teen u gesondig. So, daar's altyd die weg terug na daar Vader, deur jou ballingskap en jou verwoesting, het Vader nog steeds 'n verbondsliefde wat bly staan. Hy gaan nog steeds die deur vir jou oopmaak om te teshuvah. Dis die eerste ding wat Petrus vir hulle gesê het met die uitstorting van die Ruach. Wat moet ons doen? Hulle is diep in die harte gedryf. Wat moet ons doen? Hy sê teshuvah. Laat jou doop en ontvang die belofte. Maar heel eerste teshuvah, die berou, die 180 grade metanoia, omkeer, draai terug na Vader en sy weë toe. So kan jy sien, wat is die formule wat eintlik hier uitkom? Dat sonde, daar's oordeel, daar's ballingskap. Dan, hopelik in ballingskap, dan kry jy berou sal lei tot jou terugkeer. En hierdie kan ek en jy kan maar gaan kyk. Hierdie siklus definieer die Joodse geskiedenis. Babyloniese ballingskap, terugkeer. Romeinse ballingskap, diaspora, wag op die finale terugkeer. Die hele tyd bly die verbond staan. Maar ook dan, as hulle in die land van hulle vyande is, verwerp ek hulle nie en verag ek hulle nie, sodat ek 'n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie. Want ek is Jahua, hulle Elohim, maar ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat ek uit Mitzrayim voor die oë van die nasies uitgelei het om vir hulle 'n Elohim te wees. Ek is Jahua. Ani Jahua. Ek is Jahua. Jahua. Jy sien, Jahua se verbond is eensydig. Dis regtig nie afhanklik van Israel se volmaaktheid nie, maar dit is afhanklik van sy standvastige liefde, sy gesed. Hierdie seëninge, hierdie vloeke is waarskuwings, maar dis ook uitnodigings en verduidelikings oor hoe 'n verbond funksioneer.
Jahwe begeer nie vloeke nie, mense. Hy verlang na die seëninge en die terugkeer van sy volk. Hierdie weerspieël die Hebreëse begrip, né? Die werklikheid is verhoudingsgewys. Dis nie 'n abstrakte ding nie. Maar jy moet weet dat seën en vloek is werklike kragte. Israel het dit keer op keer beleef. So, wat is hierdie seëninge en vloeke wat by die verbond op die spel is? Waarna moet ek en jy kyk? Ek wil eers 'n bietjie vat na Hebreëse denke toe. Ek wil 'n bietjie praat oor Yeshua, die disippels en die Ruach HaKodesh, weet om dit nou in te trek by hierdie bespreking oor die jubeljaar. Goed. So alles wat ons nou sover bestudeer het, die Shemitah, die Juwel, die seëninge, die Tochaga, die Tochaga is die val van berisping of van teregwysing of die waarskuwings. Jy sien, dit vind lewende uitdrukking in die lewe en in die onderrig van Yeshua van Nasaret en sy Joodse disippels. Hulle het nie die Torah verlaat nie, hulle het dit beleef en geleef deur die krag van die Ruach HaKodesh wat die Torah op sy diepste betekenis openbaar. Wat op die grootste vlakke wys. Jy sien, en ek gaan nou nie weer Lukas 4 vers 18 vir jou lees nie, ek gooi dit daar dat jy net kan sien vir die besprekingsonthalwe. Yeshua betree daai sinagoge op 'n Shabbat. Hy kry die rol van uit Jesajahu uit. Hy lees daai gedeelte en dan doen hy iets buitengewoon. Hy rol dit op, hy gaan sit, want dis mos nou die houding van 'n lerende rabbi, en hy sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. So wat verklaar hy eintlik dan nou daar? Want dan hy is daar met die leiding van die Ruach HaKodesh. Hy verklaar dat hy self die beliggaam is van die jubeljaar. Die aanvaarbare jaar van Yahuwah. Dis nie net 'n kalenderjaar nie, dis ook in hom, die persoon. En ek het vir jou gewys vroeër, dat hy hou halfpad in die stop om te lees, hy sê, en die dag van die wraak van ons Yahuwah. Hoekom lees hy nie daai deel nie? Want in Hebreëse denke is dit is reeds so, maar nog nie. Want dit gee vir jou 'n prentjie van die Messiaanse era. Die eerste koms van die Messias bring die jubeljaar, die bevryding van al daai siektes van die demone, die genesings van die siektes, die herstel wat hy bring. Maar wanneer hy terugkom as Moshiach ben David in die wederkoms, dan bring hy die dag van die oordeel. Met ander woorde, daai gedeelte van die jubeljaar, Yeshua wat in 'n volle Hebreëse begrip of 'n bewussyn gewerk het, hy het daai onderskeid baie goed verstaan. So, hy het die jubeljaar aangekondig. Die finale afrekening wag vir ons. Ek sê weer, Yeshua se hele bediening was 'n lewende uitvoering van die beginsels wat ons in Behar Bechukotai bestudeer het. Hy het op die Shabbat genees, nie om die Shabbat af te skaf nie, maar om die ware doel daarvan te herstel, bevryding en genesing. Hy het die melaatses aangeraak en saam met die sondaars het hy geëet, Dis die Shemitah beginsel wat hy uitvoer, dat Jahwe se voorsiening is vir die uitgeworpenes en die wat gemarginaliseerd is. Hy het die skulde kwytgeskeld, gaan, en sondig nie meer nie, Hoe verkeerd hy dit nie gedoen nie. Letterlik in die gelykenis van daai genadeloose dienaar, onthou jy daar in Matteus 18, en praat hy oor die ou wat die koning so baie geld geskuld het, en die koning het hom kwytgeskeld, en kry hy ou wat hom 20 rand skuld het, gooi hy uit die tronk, dis die genadeloose dienaar. So, hy gaan letterlik, en hy vergewe die skulde, geestelik aan daai folterpaal. Hy is en was die lewende juwel, wat die deror, die woord is die Hebreëse woord is, wat vryheid aan elke gevangene verkondig het. En Yeshua het vol van die afgesonderde gees teruggekeer van die Jordan af en is deur die gees tot in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En Yeshua het in die krag van die gees na Galil teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan, en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Goed,
So, wat sê ons? Die evangelies beeld Yeshua konsekwent uit as 'n man wat gelei is deur die Ruach HaKodesh. Sy moeder is deur die Ruach oorskadu. Hy wat Yeshua is, hy is gedoop met die Gees wat op hom neerdal, Matteus 3 vers 16, jy kan dit sien in die Jordaanrivier. Hy is deur die Gees in die wildernis ingelei, hy is deur die Gees bemagtig vir sy bediening. Nou gaan jy vir my vra, maar hoekom lê net so klem daarop, jy weet. Ek wil vir julle sê, dis nie 'n afwyking van Judaïsme nie. Dit is die vervulling van die profetiese visie dat die Messias uniek toegerus sou wees met die Gees van Jahweh. Vir wat? Dan gee hy mos vir jou al daai dinge wat hy doen, tot daar waar hy die jubeljaar kan aankondig. So, hy was uniek toegerus met die Gees. Jesaja 11 vers 2 beskryf daai Gees as volg: dis die Gees van Jahweh sal op hom rus, die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en mag, die Gees van kennis en van vrees van Jahweh. Kan jy sien, die Joodse tradisie definieer 7 aspekte van die Ruach. Yeshua het al 7 van hulle beliggaam. Sy leer, sy wonderwerke, sy medelee, sy gesag, alles het gevloei uit sy volledige onderwerping en bemagtiging deur die Ruach HaKodesh. Hy het nie onafhanklik van die Vader opgetree nie. Hy het uitdruklik gesê, die Seun kan van homself niks doen nie, behalwe wat hy die Vader sien doen. En dit is die uiteindelike uitdrukking van die Hebreëse denke, totale afhanklikheid van Jahweh. Kan jy verstaan waar kom die jubeljaar in? Waar kom daai, né? Vader sê hierdie goed vir jou sodat jy totaal afhanklik van hom kan wees. Ek hoop jy maak die koneksie daar. Ek hoop ek druk dit behoorlik uit. Hy sê vir ons daar in Matteus 5 vers 17 tot 18, moenie dink ek het gekom om die Torah of die profete te vernietig nie. Ek het nie gekom om te vernietig nie, maar om te vervul. Want ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verby is, sal geen jota of titel van die Torah verdwyn, totdat alles vervul is nie. Nee. So wat doen hy? Yeshua se verhouding tot die Torah is grootliks misverstaan. Hy het nie gekom om dit af te skaf nie. Hy het gekom om dit te vervul. Met ander woorde, om dit ten volle te vul. Om dit in sy volle betekenis te openbaar. Weer eens, die bergrede is nie 'n verwerping vir die Torah nie, dis eerder 'n radikale verskerping van daai Hebreëse denke. Né? Julle het gehoor, daar word gesê, dis vers 22, julle het gehoor, daar word gesê, maar ek sê vir jou. So hy kom nie asof hy 'n beter ding het wat hy wil sê, wat hy iets beter as die Vader wil sê nie. Hy gaan in die tradisie van baie groot Joodse onderwysers of rabbies, waar hulle gaan om die gebooie te verdiep en te internaliseer. Nee, kan jy sien, met ander woorde, hy bring dit van ekstern, intern. Die Yeshua gesê, maar ek sê vir jou, het hy nie gesag bo die Torah geëis nie. Hy het die gesag van die Ruach HaKodesh geëis om die Torah se diepste bedoeling te openbaar. Ek gaan dit weer sê. Hy het nie gesag bo die Torah geëis nie. Hy het die gesag van die Ruach HaKodesh opgeëis om die Torah se diepste bedoeling te openbaar. En dis presies wat die profete gedoen het. Jeremia het gesê, Jahweh sal die Torah op ons hart skryf. Esegiel het dieselfde ding gesê, hy sal sy gees in ons plaas en ons laat wandel in sy statute. Gaan kyk maar na Esegiel 36:27. Yeshua was die lewende beliggaaming van hierdie verbondsrealiteit. Die Torah moenie deur eksterne dwang gehou word nie. Daar moet 'n interne transformasie plaasvind. En dit deur die Ruach HaKodesh, né? Kan net plaasvind as die Ruach HaKodesh betrokke is. Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in die Messias Yeshua is nie, want die Torah van die Gees, van die lewe in die Messias Yeshua, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, want Elohim het wat in die Torah onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die Torah vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Wat 'n powerful skrif. Daai is 'n hele jaar se studie.
Ek sê jou. Net daai stukkie. Onthou net, Shaul, Paulus, hy was 'n fariseer, hy was opgelei aan die voete van Gamaliel, jy kan maar gaan kyk, Handelinge 22 sê hy dit self. Hy het sy hele lewe lank het hy Torah, navolgende Jood gebly. Hy het daai gelofte van die Nasareërs afgelê, Handelinge 18:18 kan jy na gaan kyk, hy het die feeste gehou, Handelinge 20:16. Hy sê, hy verklaar uitdruklik in Handelinge 28:17, ek het niks teen die volk of die gebruike van ons vaders gedoen nie. Sy stryd was nooit met die Torah self nie, maar met die valse leer dat Torah nakoming verlossing kan verdien, sonder geloof en sonder die Gees. Jy kan nie met jou Torah nakoming, sonder dat dit deur die Ruach gebeur, nee, ek dink dit is wat jy nou was. So, hierdie einste Romeine 8 wat ons nou net gelees het, dit is Shaul se meesterstuk oor die Ruach HaKodesh. Hy gebruik daai woord gees of Ruach meer as 20 keer net in hierdie een hoofstuk. Sy argument is diep Hebreëus. Die Torah is heilig, regverdig en goed. Die probleem is nie die Torah nie, dis die menslike vlees. Ons gevoel wat nie die Torah uit eie krag kan hou nie. Die oplossing is nie om die Torah weg te gooi nie, maar eerder om die Ruach te ontvang, wat ons in staat stel van binne af na buite dit te vervul. En dit is wat beide Jeremia en Esegiel dan eintlik gesê het. En dit is presies in die oomhaar waar ons nou is. Kyk hoe absoluut in lyn is dit hierdie Torah leesgedeelte. Voorbereiding van op pad, ons is amper by Shavuot. Ons is amper by Shavuot, met ander woorde, ons moet intern moet ons reg wees om die Ruach te kan ontvang, dat hy ook op ons kan rus en in ons kan wees, in ons kan woon en op ons kan rus, sodat ons die werk van Vader se werk kan doen, soos wat hy bepaal het op Shavuot. Goed. Vers 11, en as die gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat die Messias uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Kan jy nou sien, dis wat Shaul doen, hy verbind die gees, die Ruach se inwoning met die opstanding, die uiteindelike daad van goddelike krag. In die Hebreëse denke is die Ruach HaKodesh nie, hy is nie 'n abstrakte krag nie, maar hy is die asem in die lewe van Jahweh self. Dis dieselfde gees wat Jahweh uit die dood uit opgewek het, en dit leef in my en jou, in elke gelowige. Dit beteken dat Torah nakoming is nie 'n las nie, dis net die natuurlike uitdrukking van die opstandingslewe. So wanneer Shaul dan sê dat die geregtigheid van die Torah in ons vervul mag word, dan echo hy eintlik maar net die belofte van Esegiel 36:7. Ek sal my gees in julle plaas en julle laat wandel in my voorskrifte. Torah word nie afgeskaf nie, dis 'n bemagtiging. Dis 'n bemagtiging wat jy dit kan doen. Ek wil eintlik nie hierdie lees nie, ek wil eintlik net vir jou attent maak op Masai 2 vers 1, waar hy sê, soos die gees aan julle gegee het om te spreek op Shavuot. Shavuot is die fees wat die gee van die Torah by die berg Sinai vier, maar op daai selfde dag, is daai Ruach HaKodesh op die disippels uitgestort en op hulle harte geskryf. Dit is eintlik wat ek wou gehad het, jy moet sien daar. En weet jy wat, die praat in die ander tale wat hy daarvan praat, die Talmud sal vir jou sê dat elke woord wat van Elohim gekom het, daar by die berg Sinai in 70 tale verdeel het. So, waarom sal dit so vreemde ding vir mense wees om te kan praat in ander tale en dit te afmaak asof dit nie gebeur het nie? Dit het gebeur. Maar jy sien, in Shavuot praat die disippels in die tale van die nasies, die Torah wat deur die gees na die wêreld toe uitgaan. Dis wat ek wil hê jy moet sien. Hier word deur die Ruach, onthou nou net, nou is hulle bemagtig om die jubeljaar aan die nasies te verkondig. Dis wat hier gebeur. En Sagaria 4 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê Jahweh van die leerskare.
So ek sê weer vir jou, die disippels by Shavuot was Torah nakomende Jode. Hulle was in Jerusalem vir die fees. Hulle het eendragtig saam gebid. Hulle het nie probeer om 'n nuwe godsdienst te begin nie. Hulle het die vervulling van die oudste beloftes van hulle geloof ervaar. Petrus of Kefa se preek daardie dag is deurdrenk met Hebreëse skrifte, Joël 2, Psalm 16 en 110, die verhaal van koning Dawid. So hy verwerp nie Judaïsme nie, hy verkondig dat die Elohim van Abraham, Jitsak en Jakob die mees Hebreëse of die mees Joodse ding moontlik gedoen het. Hy het sy gees oor sy volk uitgestort, net soos wat die profete gesê het, hy sou doen. So hier kan jy sien, dis die sleutel tot die begrip van die verbondslewe. Die Torah kan nie in menslike wilskrag gehou word nie, hy kan nie. Die Torah kan nie net deur die gees gehou word. Die Shemitah kan nie deur ekonomiese berekening waargeneem word nie. Die jubeljaar kan nie deur politieke dekreet afgekondig word nie. Die seëninge van Begoedkoetai kan nie verdien word nie. Alles hang af van die Ruach HaKodesh. Hy wil in ons midde bly. Kan jy het sien? En dis iets wat Yeshua herhaaldelik gelees het. Hy het gesê, dit is die gees wat lewe gee, die vlees baat niks. Johannes 6 vers 63. As jy dan wat boos is weet hoe om goeie geskenke aan jou kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader die Ruach HaKodesh gee aan die wat hom vra? Lukas 11 vers 13. Die disippels het dit verstaan. Na sy hemelvaart het die disippels nie uitgegaan om 'n sistematiese teologie te gaan neerskryf nie. Hulle het na die bootste kamer gegaan en om die gees gebid. Hulle het geweet dat hulle sonder die Ruach niks kan doen nie. Maar met die Ruach sal hulle die wêreld op sy kop kon draai. So ons sien dat die verbinding met ons parasha is direk en kragtig. In Behar beveel Jahwe die land om te rus en die mense om hom te vertrou. En by Begoedkoetai beloof Jahwe om onder die volk te wandel as hulle in sy statuute wandel. So die brug tussen die bevel en die vervulling is die Ruach HaKodesh. Dit is die gees wat ons in staat stel om Jahwe met ons bestaan te vertrou. Met ander woorde, met ons Shemitah te vertrou. Om ons greep op die mag en die eiendom los te laat. Met ander woorde, die juwel. Sodat ons in Jahwe se statuute kan wandel. Hierdie is Begoedkoetai. En om in die seëninge van hierdie verbondsverhouding om dit te kan ervaar. Weer eens is die belofte wat ons alles saambind. Ek sal my gees in jou plaas en jou laat wandel in my statuute en jy sal my oordeele hou en jy sal dit doen. En jy sien, die Ruach HaKodesh is nie 'n opsionele byvoeging tot 'n Joodse geloof nie. Dit is die dryfkrag van die verbondslewe. Net soos wat dit daar was in Vayikra 26, net soos dit vandag. Yeshua het dit vir ons geleer, Shavuot het dit vir ons geleer. Die disippels het dit by Shavuot ervaar. En dit is vandag vir almal beskikbaar. Elke gelowige. Elke ene. So, weer eens, die verbinding met ons parasha is direk en kragtig. In Behar beveel Jahwe die land om te rus, die mense moet hom vertrou. Dis soos 'n herhaling van dit wat ons gesê het, sien ek. Kom ek gee vir jou 'n opsomming, hoe Yeshua en die disippels Behar Begoedkoetai deur die Ruach geleef het. Heel eerste, Yeshua het die jubeljaar verkondig, Lukas 4, hy is die terror, die vryheid, die bevryding. Yeshua is deur die Ruach in elke besluit gelei, ons sien dit in Lukas 4 vers 1 en 14 en dan ook in Matteus 4 vers 1. Yeshua het die Torah deur die gees vervul, nie deur dit af te skaf nie, maar deur sy hart te openbaar. Shavuot het geleer dat die gees Torah gehoorsaamheid van binne af moontlik maak. Die disippels het die Ruach by Shavuot ontvang, die fees van die gee van die Torah. Die Ruach HaKodesh is die brug tussen die gebooie van Behar Begoedkoetai en ons vermoë om dit te kan nakom. Die nuwe verbond, of die hernieuwde verbond se beter woord, is nie 'n nuwe Torah nie, dis dieselfde Torah wat deur dieselfde gees op die harte van elke gelowige geskryf word. Selfde Torah. Hy's net nie meer op klippe nie, hy's nou op die tafels van ons harte. Ja.
Devarim 30:15. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die seën en die dood en die rampspoed. Wat ek jou vandag beveel is om Jahwe jou Elohim lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en Jahwe jou Elohim jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Kom ons kyk na die vloek van die wet, Galasiërs 3:13. Lees net eers vir my daar. Die Messias het ons losgekoop van die vloek van die Torah deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskryf: vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in die Messias Yeshua en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Broeders, ek praat menslikerwys, selfs 'n menseverbond wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die sade asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is die Messias. Kom ons unpack hierdie nou net so 'n bietjie. Jy kan sien wat Shaul hierso doen. Dis 'n meesterlike klas in wat hulle noem die Gezerah Shava. Nee, dis 'n metode van die Fariseërs wat hulle gebruik het. Yeshua het dieselfde ding gedoen daar in Lukas 4. Toe hy gesê die Gees van Jahwe Elohim is op my, dan gee hy vir jou al daai, maar jy sal sien dit kom uit Jesaja 61, maar hy trek ook Jesaja 58 daarin vir die gebrokenis. Nee, so hy trek hom in. Dis wat hulle noem wanneer jy twee tekste koppel wat gebaseer is op identiese woorde. Dis presies wat hy nou hier doen ook. Dis wat Paulus nou ook hier doen, of Shaul dan hier doen. Goed, so kom ons kyk, wat sê hy nou eintlik vir ons, né? Die hele idee van wat hy daar vir jou sê, dit verwerp die westerse idee dat Galasiërs 3 vers 13 sê dat die Torah, dis nou Jahwe se wet, is sleg of afgeskaf. Eintlik moet ons dit verstaan soos wat 'n Joodse persoon in Yeshua se tyd dit sou verstaan. Die Torah is Jahwe se huweliksooreenkoms met Israel, nie 'n vloek nie. Die vloek van die wet is nie die wet self nie, maar die straf wat die wet oplê wanneer mense dit breek. Soos hoe 'n mens nou spoed, jy weet, Boete op 'n spoedkaartjie. Ja, jy sien, so jy kry spoedboete, dis padreëls, maar die spoedboete is die gevolg van die verbreeking van jou padreëls. So hierdie straf het ballingskap en dood ingesluit. Dis daai togaga wat ons van gepraat het, wat gekoppel word aan Deuteronomium 27 tot 30, nee, baie hoeveel daarna af. Devarim al genoem. 20. Hy gee vir jou die seëninge en die vloeke wat hy gee net daar. Maar jy sien daar in die Tanakh is daar 'n naasbestaande losser, 'n verlosser, 'n goel, is 'n familielid wat die ander uit skuld of slawerny kan loskoop. Onthou jy ons het daarvan gepraat in Bykra 25, maar dis nou wat Yeshua doen. Hy tree op as Israel se losser. Hy betaal die skuld van die volk se ongehoorsaamheid, maar hy neem nie die wet self weg nie. So toe hy aan daai kruishout gehang het, of kom ons noem dit nou by eerder die folterpaal, het dit gepas by Devarim 21 vers 22 vers 23 wat sê, iemand wat aan 'n boom hang, dra Jahwe se vloek. So hy het publiek die straf van die hele volk op hom geneem. Watter straf? Die straf van Devarim 26. So hy het daai skuldbrief wat hy gevat. Jy sien, Israel was vasgevang onder 'n Romeinse juk. Hulle is vasgevang in, nadat hulle al 5 daai vlakke van waarskuwings geïgnoreer het. Hulle is daar, Yeshua kom om ons los te maak. Maar, daar is ons weet eens, hoe kan mense sê, daar's 'n voorwaarde daarin. Almal wat hom aangeneem het, die het hy mag gegee om kinders van Elohim genoem te word. So, as jy nie in Messias glo nie, is jy nog steeds onder daai juk. Is jy nog steeds onder die togaga? As jy nie kan sien dat Yeshua is die deur, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, dan is die togaga nog steeds daar. Dan kry jy nog steeds die uitwerking van die vloek van die wet.
Maar jy kan nie net wil kom, en omdat jy dink so in jou kom, oh wel, ek hoef nie die Torah te hou nie, maar ek het nie meer die vloek van die wet nie, want in geloof het ek nie meer die vloek. Sorry, dit werk nie so nie. Dit werk nie nou ongelukkig nie so nie. Wat wel gebeur het is, ja, genade is vir jou beskikbaar. Genade word vir jou gegee sodat jy kan teshuva. Teshuva doen jy deurdat jy jou sonde bely, en nie net dit nie, jy verander jou gedrag, deurdat jy terugkeer na Jahweh, na hom kyk en sy weë volg. Dit wat hy vir jou gegee het. Met ander woorde, weer eens, die totale omkeer. Jy wil nie onder togaga wees nie. Jy wil nie onder teregwysing wees nie. Jy wil nie onder berisping wees nie. So Yeshua het nie die Torah vernietig nie, hy het dit vervul. Net soos wat jy die boete betaal, né? As jy die boete betaal het, dan bevestig dit die verkeersreël, né? Die verkeersreël is daar en hy bly daar. Hy gaan nog steeds daar bly. Jy die boete betaal, dis net die straf vir daai boete, vir daai oortreding wat nou weggeneem is. Hier is 'n hele bond vol. As ek nou reg met jou die hele vloek van die wet ding moet bespreek, ek sou vir jou sê, dis 'n diep studie om te doen en mense verstaan dit verkeerd. Ons kan meer daaroor praat later ook. Maar weer eens moet ons net weet dat wanneer hy hierso praat van die vloek van die wet, dan praat hy van Devarim 26 en daai vlakke van hulle het nie die grond laat rus nie. Omdat hulle die grond laat rus het nie, is hulle uit die land uitgewerp en het hulle die jubeljaar bepalings het hulle oortree. Op jou skerm sien jy Chazak, Venitzatek. Wees sterk en mag ons versterk wees. En dit sê ons op vir mekaar aan die einde van Sefer Vayikra. Volgende week begin ons met die boek van Bamidbar en daar's nuwe dinge. So weer eens, Vayikra het Vader vir ons gesê, as jy tot my wil nader, hier is die reëls. Dit is wat ek van jou verwag. Né? Volgende week sien ons, nou gaan ons begin beweeg.